Hallo julle en baie welkom terug by ons aanlyn dienste. Dit is uiteindelik 2025. Welkom by die nuwe jaar. Ons is so opgewonde om hierdie jaar saam met julle binne te gaan. Ek hoop julle het lekker uitgerus en dat julle gereed is vir sommer baie avonture saam. Wie van julle was al ooit so bevoorreg om op 'n vliegtuig te vlieg? Waarheen het jy gegaan? Was jy 'n bietjie op vakansie? Was mamma of pappa dalk weg vir werk gewees en jy was so gelukkig om saam te gaan? Wel, hierdie kwartaal gaan ons almal op ons eie avontuur in ons eie vliegtuig. Ons gaan bietjie reis oor die belangrike plekke in die Bybel en gaan kyk wat het daar gebeur en wat kan ons leer uit daardie plekke uit wat van belangrikheid is vir ons Christelike wandel. Ons gaan na plekke soos Bethlehem, Jerusalem, die Jordaanrivier en selfs Egipte. So julle moenie 1 week misloop nie, sodat julle saam met ons hierdie reis kan voltooi. Volgende week styg ons op met ons eerste les. Maar jy moet niks mis nie, want partykeer gaan ons vol spoed ry. Ander kere gaan ons bietjie turbulence kry. Ander kere gaan ons dalk selfs met koers verander. En dan aan die einde gaan ons 'n veilige landing hê in Golgotha. Daar is sommer baie opwinding wat vir ons wag hierdie kwartaal. Kan enige van julle dalk dink aan 'n Bybelvers in die Bybel wat praat oor vlieg? Ek kan aan een dink en ek gaan hom met julle deel. Kom ons lees saam Jesaja 40 vanaf vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opstyg met vlerke soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. En hulle sal wandel en nie moedeloos word nie. Dit is nou die begin van die jaar en ons is almal opgewonde en ons kan nie wag vir die jaar om te begin nie. Dis lekker want ons het nuwe klasse, nuwe maats, nuwe juffrouens en die hele jaar lê nog voor ons. Maar wanneer die eksamen kom, dan raak ons soms 'n bietjie moeg en ons is uitgeput en ons is nie meer so lus vir die dinge hier na die einde van die kwartaal toe nie, want dan sien ons alweer uit na die volgende vakansie. Maar wanneer ons so begin voel, sê hierdie Bybelvers dat ons ons oë moet rig op God en dat hy ons dan weer nuwe krag sal gee, sodat ons kan aanhou om vorentoe te gaan. Hy sal ons nuwe krag gee, sodat ons weer kan vlieg soos 'n arend. Het julle geweet dat as 'n klein voeltjie vlieg in die wind, dan ruk en pluk die wind aan die voeltjie en daardie voeltjie sukkel om te vlieg en partykeer dan slaan die wind hom dalk vas in 'n boom of in 'n gebou in en dan kry hulle seer. Maar 'n arend gebruik die wind en hy sweef bo op die wind en hy gebruik dit om vinniger te vlieg sonder enige moeite. Nou dit is wat hierdie skrif vir ons beteken. Dit is hoe God ons sal laat voel. Al kom die winde van die lewens, al kom die storms deur hierdie kwartaal, die eksamens, alles wat moeilik is, sal God ons die krag gee sodat ons bo hierdie dinge kan uitsweef en dat ons deur hierdie goed sal kom met God se hulp deur die krag wat hy vir ons gee. So kom saam met ons op 'n reis deur hierdie kwartaal. En onthou dat God is by ons wanneer ons moeg raak, dat ons net ons oë gerig moet hou op Jesus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie dat U beloof om by ons te wees. Help ons om ons oë op U te rig wanneer ons moeg raak. Dankie dat U ons ook nuwe krag gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.